'n klaaglied oor onreg. Ons lees vanoggend Habakuk 1 vers 1 tot 4. Die gedagtes waarmee Habakuk sy droewige betoog begin is uiters relevant. Ons wil eintlik die vraag vra of dit nie maar net 'n gesaanik is, 'n weeklag oor sy lewensomstandighede nie. Dis presies hoe dit klink. Of is dit dalk 'n verwyt omdat hy gebid het dat die Here moet ingryp en toe gebeur dit nie soos hy gehoop het nie. Nee, allermins. Ons het mos geleer dat die Bybel God se gesag dra. Die Heilige Gees is die inspirasie vir die skryf van die Bybel en dus kan ons weet dat hierdie die woorde van God Almagtig is en nie maar net die gekuif van die totaal onbekende profeetjie Habakuk nie. Dit is 'n uitspraak van die Here homself. Habakuk is slegs die mondstuk om God se woorde aan ons oor te dra. Vir Habakuk was dit 'n wonderlike openbaring. Vir my en jou kan dit eweneens 'n lig wees wat vir ons opgaan, veral as daar dinge in die lewe is waarmee ons worstel en waarvoor ons nie antwoorde het nie. Herken jy dalk die woorde in vers 2? Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Was dit nie dalk al so dikwels jou eie worsteling met die Here nie? Is dit nie moontlik op hierdie oomblik jou verwyte aan God nie? Sekerlik het jy al ervaar dat dit vir jou voel asof God hom afgesluit het van jou af terwyl jy bid? Dat dit voel asof hy nie eers luister na jou smekinge nie? Is hy ooit nog daar? As jy dalk so voel, hoef jy nie alleen te voel nie. Jy's nie die enigste met so 'n probleem nie. Elke gelowige gaan die een of ander tyd deur so 'n krisis in sy lewe. Elke gelowige wonder soms of God ooit 'n werklikheid is. Elke gelowige bekla iewers in sy lewe sy lot voor die Almagtige. En daarom kan ek en jy mos beslis identifiseer met die klaaglied wat oor Habakuk se lippe borrel. Maar waaroor gaan Habakuk se klaaglied? In die Bybel kom daar tipies twee soorte klaagliedere voor. Die hoe lank klagtes en die waarom klagtes. Die psalms wemel van hulle. Psalm 10, 13, 22, 28, 31, 88. Dan is daar natuurlik ook Jeremia se Jeremiades, asook dan het Habakuk. Dit gee uitdrukking aan die nood wat die klaar beleef. In vers 2 en 3 gaan Habakuk se klag oor die verskriklike onreg. Ons lees daarin radeloosheid, wanhoop en vertwyfeling. Die arme man roep God aan, maar al wat hy hoor is 'n oorverdowende stilte. Hoe lank nog? Waarom snik hy? Maar vir hom voel dit asof God maar net 'n onbetrokke toeskouer is. Het jy nie dalk al so gevoel nie? Eintlik is dinge vir Habakuk nog veel erger. Die Here is die een wat veroorsaak dat Habakuk hierdie dinge raak sien. Oral om hom sien hy geweld as hy net sy oë oopmaak. En onreg, ellende, onderdrukking. Mense beklei met mekaar en hulle twis. In kort, die ganse samelewing is in chaos gedompel. Van menseverhoudinge is daar geen sprake nie. Sosiale en etniese norme is by die venster uitgegooi. Habakuk se skouers hang. Die samelewing is siek en die ergste is dat dit vir hom lyk asof God totaal passief is. Of erger dalk nog, gans en al afwesig. En wat is die gevolge hiervan? Wanneer 'n samelewing so verskriklik siek word, raak God se stem stil. Mense hoor nie meer dat hy praat nie. Gevolglik
het die wet nie meer krag nie. Daar geskied geen reg meer nie. Dis 'n bose kringloop, want dit veroorsaak dat die slegte mense die oorhand kry oor die goeies. Die reg word verkrag. En hoe meer dit gebeur, hoe erger raak die onreg, die ellende, die onderdrukking en al die ander dinge wat daarmee saamgaan. Habakuk se worsteling met die Here gaan oor egte lewensvrae van sy tyd. Dit gaan ook oor presies dieselfde lewensvrae wat ek en jy vandag elke dag beleef. Kyk maar rondom jou en jy sien elke liewe ding wat Habakuk noem in ons eie samelewing. Hierdie klaaglied kan net sowel vandag in die jaar 2026 na Christus geskryf gewees het. Die onreg op alle terreine van die lewe, die werkplek, sport, sosiale lewe, oral waar jy gaan, is hartverskeurend. Geweld sien jy om elke hoek en draai. Ellende is deel van ons daaglikse lewe. Mense wat in die grootste ellende probeer oorleef. Bekleierery oor nietighede, twis, die slegtes wat die oorhand kry, onderdrukking, die wet wat kragteloos geword het. 'n Moordenaar word byvoorbeeld deur die polisie vasgetrek en voor die hof gedaag, maar die saak word uitgegooi omdat iemand nie sy werk behoorlik gedoen het nie. Wat het van die reg geword? Habakuk nooi jou en my vandag om ook met die Here te worstel oor hierdie dinge, oor ons lewensvrae waaroor ons nie antwoorde het nie. Jy sal egter 'n wonderlike ontdekking maak, dat God nie afwesig is soos baie mense wil glo nie, maar dat die lewende Here nie ver van jou af is nie. Om die waarheid te sê, hy is baie nader aan jou as wat jy dalk verwag. Habakuk het ontdek dat sy vermoede dat die Here hom nie hoor nie, totaal ongegrond was. En hy wil dan ook vir jou en my opgewonde kom vertel dat die Here hoor en dat hy antwoord. Hy antwoord egter dikwels op die mees onverwagse manier en tyd. Vra gerus maar jou kwelvrae aan hom wat luister. Maar vra jou vrae as 'n gelowige. Kom ons bid. Here, dankie dat U luister na elkeen van my vrae en elkeen van my kwellinge. Dankie dat U daar is vir my, elke oomblik van die dag. Amen.